Weer eens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Nou ek glo en vertrou dat dit soos gewoonlik baie goed gaan met u en dat die woord van die Here steeds vir u van kardinale belang is. Nou ons leef in 'n tyd van groot misleiding en vandag se video is geen uitsondering nie. Ons gaan kyk na 'n soort Pinkster kultiese kerk of beweging, wat jy dit ook al wil noem, wat Markus 16 vers 17 tot 18 buite konteks gebruik om hulle rituele te kan toepas of regverdig binne in hulle kerke. Nou, slange sê julle opneem en as jy iets dodeliks drink, sê julle niks oorkom nie. Dit is die kenmerk van hierdie kultuskerk en hulle glo dat dit letterlik toegepas moet word. Nou, ek gaan vandag vir 'n paar skokkende video's wys van hierdie mense, wat hulle doen en ook die gevolge van hierdie ritueel. So kom ons spring dadelik weg. Nou wat is die misleiding agter alles? Markus 16 vers 17 tot 18 word so dikwels uit konteks gebruik en dit is 'n baie populêre skrifgedeelte in ons Pinkster charismatiese kerke, veral as dit kom by die gawes van die Heilige Gees en sê hulle dat vir die wat glo het sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem en as hulle iets dodeliks drink, sal hulle geen kwaad doen nie. Nou, ons moet gaan kyk wat is die konteks van hierdie skrifgedeelte en wat het Jesus dan ook bedoel. Kom ons gaan kyk daarna. Nou, toe Jesus met sy disippels gepraat het, voordat hy opgevaar het hemel toe, het hy aan hulle Markus 16 vers 17 tot 18 voorgehou en hy het natuurlik vir hulle gesê, vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg, in my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek. En dit het letterlik plaasvind in die boek van Handelinge. Nou die boek Handelinge is 'n oorgangsfase boek, waar die kerk tot stand gekom het, die uitstorting van die Gees plaasgevind het, en waar gelowiges natuurlik dan met nuwe tale gepraat het, om die evangelie te kan verkondig. Dis nie 'n gibberish taal nie, dit is 'n taal wat bekend was, wat jy nie verstaan het nie, maar dis 'n gawe wat jy ontvang het om te kon praat, en dat baie van die goed plaasgevind, soos het Paulus ook 'n slang wat aan sy hand vasgebyt het en die vuur gegooi het. Ons gaan na daardie goed kyk. So hierdie boek is 'n boek wat sê wat 'n deskriptief boek is, nie preskriptief nie. Wat beteken dit? Deskriptief is 'n beskrywing van wat gebeur het in die boek van Handelinge en dis nie preskriptief nie. Dis nie iets wat herhaal gaan word altyd nie. Nie almal gaan in tale praat nie, nie almal gaan duiwels uitdryf nie, nie almal gaan hierdie gawes hê nie. En dit is wat die bedoeling is van die skrifgedeelte, die konteks van Markus 16, 17 tot 18. En dit is baie duidelik. Nou goed, hierdie mense wat slange opneem in die kerk, jy kan dit duidelik sien, hulle glo, en dis kultusse man, dit is nie iets wat in ons ware kerke behoort plaas te vind nie. Ek het dit nog nooit gesien nie, maar hierdie is 'n kultus en hulle verdraai die skrifte en sê dat Markus 16 vers 17 tot 18 van toepassing is op almal wat glo. Dit is nie die geval nie. Kom ons gaan kyk wat het met Paulus gebeur. Paulus het daar gestaan by die vuur en 'n adder het in sy hand vasgebyt. Kom ons gaan lees hy skrifgedeelte. En Paulus het 'n klomp droë hout bymekaar gemaak en op die vuur gesit. En 'n adder het weens die hitte uitgekom en aan sy hand vasgebyt. Maar hy het die dier in die vuur afgeskit en geen kwaad gelei nie. Nou, jy kan daardie skrifgedeeltes vir jouself gaan lees en hoe dat die eilandbewoners verstom was en gedink dat hy 'n soort van 'n god was. Maar dit is die dinge waarvan Jesus gepraat het. Dit beteken nie ek en jy moet letterlik 'n slang gaan speel of gif gaan drink om God te toets nie. Dit kan wel met jou gebeur, maar dis uitsonderlike gevalle. Dit is nie preskriptief nie, dit gaan nie altyd gebeur nie. En dit is wat hierdie mense in hierdie kultus gaan doen. Hulle vat slange, hulle speel daarmee, hulle dans daarmee, en dit is absoluut baie gevaarlik. Nou kom ons gaan kyk na 'n onderhoud wat iemand met een van die voorstanders van hierdie soort van ritueel gepraat het en gesê het, maar moet hulle regtig slange opneem? En kom ons gaan kyk wat is die antwoord. It says, they shall take up serpents. That doesn't mean you have to, does it? Is that your interpretation that you must take up serpents? Well, if you believe the Word of God strong enough and you really believe it, and the Lord moves on you, you'll do it. Nou ja, dit is die antwoord wat die man gee in 'n onderhoud met een van hierdie voorstanders van slange, sê julle opneem.
word dan natuurlik hom gevra, moet julle regtig slange opneem? Is dit nodig? Is dit regtig dat julle dit so moet doen? En dan antwoord die man, ja, as jy 'n gelowige is, gaan dit met jou gebeur. Dan kan dit gebeur. Absoluut skokkend. Dit is onskriftuurlik, dit is nie skriftuurlik nie, dit kom nie woord van God voor nie, maar hierdie mense glo absoluut, dit is die geval. Nou kom ons dan kyk na 'n video waar 'n jong pastoor en sy vrou met slange letterlik in die kerk daar op die podium staan en speel en dans. Kom ons dan kyk daarna. This is Pastor Andrew Hamblin. He's a 21-year-old serpent-handling pastor at the Tabernacle Church of God in La Follette, Tennessee. He, his wife, and the rest of this congregation practice Christianity much differently than almost all other Christians, using venomous snakes as part of their service. Why? They point to the New Testament, the Gospel of Mark, chapter 16, verse 18. It's stated in part, "They shall take up serpents." Believers like Pastor Hamblin say when God anoints them, they have an obligation to do this, and that God will protect them. Nou ja, dit is buite kan die skrif. Hierdie skrifgedeelte word uit konteks gebruik en dit is absoluut baie teleurstellend dat mense nie die woord van God verstaan nie en dis waar kultusse ontstaan, dis waar dwalinge ontstaan wanneer jy 'n skrifgedeelte verdraai om dit by jou soort van lering of doktrine aan te pas. Nou dit is vir my absoluut skrikwekkend dat hierdie mense hulle lewens in gevaar stel om hierdie goed te kan toepas. En hoe moet iemand nie mislei wees nie? Misleiding is 'n baie gevaarlike ding en dit vind ons reg oor ons kerkewêreld dat baie mense is mislei en daarom hierdie soort van dwalinge wat ontstaan. Nou kom ons gaan kyk na 'n videoklip van 'n leraar wat hierdie slange nou weer in sy hand het en hy dans en u gaan sien dat hy ook dan geslein word in die spirit, iets wat ons baie in ons charismatiese beweging sien en dan sal hy natuurlik in 'n beswyming wees. Kom ons gaan kyk daarna. Nou ja, is dit nie 'n bekende gesig in baie van ons charismatiese bewegings nie, selfs in baie van ons Pinksterkerke nie. Natuurlik die slein in die spirit fenomena en dit is iets wat plaasvind en dan wil 'n mens vra, as dit nou daar by hierdie kultus plaasvind, wat gebeur in ons kerke? Is dit dieselfde gees wat daar werk? Dis die vraag wat jy vir jouself moet afvra. En ek gaan binnekort 'n video doen daaroor, oor slein in die spirit en die gevare daar agter. Maar hierdie mense kom en dans met slange in die kerk en dan word hy geslein in die spirit en dan kom hy later tot sy sinne. Nou, dit wat ons so baie sien in ons hedendaagse charismatiese kerke, en ek gaan nie vandag oor slein in die spirit praat nie, maar dit is iets wat hier plaasgevind het, en dan wil 'n mens vra, is dit die Here se gees wat dit regtig doen? Hierdie mense wat letterlik buite kan die skrif kulties slange opneem in die kerk, is dit die werk van die Here? En dit moet elkeen vir homself gaan afvra. Ek dink definitief nie so nie. En dit is baie gevaarlik. Nou goed, hierdie leuns het ook gevolge. Kyk, as jy met vuur speel, gaan jy brand, en hierdie mense het met slange gespeel in die kerk. Kom ons gaan kyk na die gevolge daarvan. Nou ja, die slang het hom gebyt en hy glo God gaan hom steeds genees. Jy kan nie met vuur speel doelbewus en verwag dat iets goeds daaruit moet uitkom nie. Maar dis wat hierdie mense doen en selfs op hulle begrafnisse. Hier staan hulle by die begrafnis van iemand wat gepik is deur 'n slang, wat gesterf het en hier sal hulle steeds met slange speel by die begrafnisdiens. Is dit nie skokkend nie? En dis wat hierdie mense glo en dis kulties en ons moet waaksaam wees teen hierdie gevare.
Nou ja, hier is die grafsteen van iemand wat gesterf het onder 'n slangbyt en glo as jy wil, daar's 'n kruis met 'n slang wat daar omgedraai wat daar lê, en dit is absoluut die geloof wat hulle in hierdie skrifgedeelte huldig, Markus 16 vers 17 tot 18, en hulle glo dis absoluut die wil van die Here. Hulle moet slange in die kerk opneem, want die Here het gesê, julle sal, as julle glo, en die wat glo, sal met hierdie dinge met hulle gebeur, en dis wat hulle letterlik glo. Absoluut baie skokkend. Nou ja, ek gaan afsluit. Pas op vir die wrede wolwe in skaapklere, mense wat sê dat die Here het gespreek, die Here sê, as julle dit doen en dit doen, sal dit met julle gebeur, en dit is absoluut kulties, dis buitekant die skrif. Mag die Here ons oë open, dat ons absoluut waaksaam sal wees teen hierdie soort van misleiding. En dit is baie ernstig. Mag die Here ons lei deur sy Gees om altyd in die waarheid te wandel, en belangrik die skrifgedeeltes in konteks te verstaan, en nie uit konteks te gaan ruk nie. En dis wat ons baie keer vind in ons charismatiese kerke, uit wat hierdie skrifgedeelte aanbetref, en dit is nie baie goed nie. Mag die Here ons seën tot 'n volgende keer, wanneer ons weer gesels. Totsiens.